Baie welkom by vandag se boodskap. Vandag is Pinkster Sondag en ons het so baie om voor dankbaar te wees en te kan vier en ek sien so baie uit om hierdie boodskap vandag met jou te kan deel. Ek is Pastoor Retief Boysen en van my en ons hele beleefspan is 'n absolute voorreg om tyd saam met jou te kan spandeer op hierdie besonderse dag en dan ook so tyd in God se woord. Maar voordat ons aangaan, wil ek net vir jou noem dat jy kan aan die onderkant in die beskrywing van hierdie video, as jy nou op YouTube kyk, dan kan jy net op die beskrywing kyk, die preeknota vir vandag se boodskap is daar en as jy sou na dit weer deur dit wou gaan of saam volg, is jy meer as welkom om dit af te trek en dan net daar saam te kyk. Nou, het jy al ooit saam met iemand begin fliek en dan net voor die einde van daardie fliek staan hulle op en hulle stap uit. Hulle sê iets soos, ek dink ek weet hoe dit eindig. Ek stel nie belang om te bly tot die einde nie, ek weet hoe hierdie storie loop. Maar jy weet, dis juist daardie laaste toneel wat hierdie hele fliek sin en betekenis gee. Dis die oomblik waar die draaipunt gebeur, die geheim onthul word en die emosie, daai emosionele oomblik wat dit ontplof in jou binnekant en jy voel dit, nê? Dis waar alles saamkom en dis tragies as iemand sou loop voor daai einde. Jy kan nie die betekenis van die storie verstaan sonder daai laaste toneel nie. En ek dink dis eintlik gepas om te dink so daaroor. Ek dink baie Christene doen dieselfde met die verhaal van Jesus. Ons vier sy kruisdood met erns, ons vier sy opstanding met blydskap, maar dan gaan ons aan met ons lewens en ons mis die klimaks, nee, want Jesus se verhaal eindig nie by die oop graf nie. Dit eindig nie met sy opstanding nie. Daar's nog wat gebeur het, hè? Dit gaan aan. Dit gaan aan met die opdrag, die belofte en die hemelvaart. Nou Matteus 28 vers 18 tot 20, net voor Jesus opgevaar het, gee hy hierdie opdrag aan sy disippels. Hy sê: aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Geliefde, en net daarna, in Handelinge 1 vers 8, versterk Jesus, hy versterk hierdie selfde sending met die volgende belofte. Hy sê, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en julle sal my getuies wees. Nou hierdie twee momente moet ons eintlik begryp as iets wat direk na mekaar gebeur het en nie op twee aparte oomblikke nie. Asof dit die een in die ander een invloei, dieselfde moment. Jesus is besig om hierdie gelowiges 'n sending opdrag te gee en direk daarna vaar hy op hemel toe. Dalk net om weer ons geheue te verfris, Jesus vandag op Pinkster Sondag is dit 10 dae na die hemelvaart en voor die hemelvaart was daar 40 dae wat Jesus op aarde was. Nou wat ongelooflik is, en min mense weet hierdie feit, is dat Jesus tydens daardie 40 dae nie net aan 'n klein groepie verskyn het of sy binnekring disippels nie, nee. Volgens 1 Korintiërs 15 vers 6 lees ons, daarna het hy aan meer as 500 gelowiges op een slag verskyn. 500 mense het die opgestane Christus Jesus gesien. Vir 40 dae lank het hy aan sy disippels en verskeie gelowiges verskyn. Dit laat jou nogals wonder wat Jesus vir 40 dae alles met daai verskeie gelowiges gedeel het. Jesus het hulle geleer oor die koninkryk van God, of die skrif sê die koningsheerskappy van God. Hy het hulle voorberei vir iets groots. Ek kan nie dink hoe hy hulle harte gevorm het, en hoe hy hulle gehelp sien het, dat God is 'n goeie God, en dat God se plan is 'n mooi plan, dat hierdie boodskap te kosbaar is om stil te hou, dat hulle roeping was om hierdie goeie boodskap, die storie van Jesus wat opgestaan het uit die dood uit, oral heen te vat. Hulle moes draers word van daai storie. Hy het hulle voorberei vir 'n massiewe sendingsopdrag, en dan gee hy die opdrag, hy gee die belofte en hy verdwyn in die wolke. Maar nie omdat die storie klaar is nie, nee, juis nie, want ons moet nie nou hier opstaan en uit die fliek uitloop nie, nee, dis juis omdat ons nou aan die beurt is, ek en jy as gelowiges en daai gelowiges is nou aan die beurt. Die hemel het gespreek en ons is geroep. Nou die skrif wat ek reeds genoem het, gaan ek weer vir jou lees, dis Handelinge 1 vers 8 wat sê, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.
Jy sien geliefde, Jesus se laaste woorde op aarde was nie toevallig nie. Dit was nie saggies nie, dit was nie simbolies nie, maar dit was strategies, profeties en dit was absoluut doelgerig. Hy sê, julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. Hierdie is nie net 'n opdrag nie, dis 'n beweging wat van naby begin en na ver sprei. Nou om dit regtig te verstaan en wat ek bedoel met naby na ver, moet ons eintlik begryp wat Jesus bedoel het met hierdie geografiese volgorde. Ons moes nou daar gelees, julle sal my getuies wees van Jerusalem na Judea, dan na Samaria, na die uithoeke van die aarde. Nou kom ons begin by Jerusalem. Jerusalem is die stad van bekendheid. Jerusalem was waar hulle was op daardie oomblik as gelowiges. Dis die middelpunt van die Joodse geloof. Die stad van die tempel, die plek waar Jesus gekruisig is en opgestaan het. Vir die disippels was dit tipe van hulle comfort zone, maar ook die plek waar hulle gevaar in die oë gekyk het, in die vorm dat die religieuse leiers van daai tyd, die fariseërs, die sadduseërs, die hoofpriester, dit was die manne wat eintlik op hulle spoor was om hulle dood te maak. Nou dis die plek waar hulle al bekend was, Hulle die mense wat hulle daar geken het, saam met Jesus gesien het, beleef het. Daar was geskiedkunde, daar was geskiedenis, daar was weerstand, daar was herinneringe, hulle families was daar. Dit wys vir jou en vir ons dat jou getuienis, as jy kyk na jou Jerusalem, jou getuienis begin by die mense wat jou die beste ken. Dis jou familie, dis jou vriende, jou kollegas, dis die mense in jou buurt, jou buurman, jou buurvrou, dis die mense wat dalk weet wie jy was, en nou kan sien wie jy geword het, Ek wil jy moet dink aan, jy het nou Jesus se storie aangeneem, jou eie gemaak en jou lewe verander, so jou bure ken jou, dan sê hulle, as jy wegstap, sê, kan nie glo daai ou, het 'n keuse gemaak vir Jesus nie, dan gaan hy aan, dan sê hy, Judea, julle gaan na Judea toe, wie is Judea? Dis die breër gemeenskap, Judea was die streek rondom Jerusalem, is dieselfde kultuur, dieselfde taal, dieselfde geloofstradisies, maar geografies, dis net verder uit, Dink aan dit soos jou uitgebreide invloedszone, mense wat dalk nie in jou onmiddellike kring is nie, maar met wie jy gereeld paaie kruis, julle het koneksie met mekaar, mense wat soos jy is, maar wat tog wag om te hoor wat jy dra, Jou Judea is dalk jou gemeenskap, jou stad, jou skool, besigheid, of jou mense op jou Facebook, dis die mense met wie in aanraking kom, dis die plekke waar jou getuienis dis waar dit strek, selfs al is dit nie so naby nie, soos jou Jerusalem nie, jou onmiddellike omgewing nie, is die mense wat net 'n bietjie weier is, mense wat jy nog steeds ken, hulle soos jy. Dan Samaria, of Samaria, die onbekende, ongemaklike grense. Samaria was eintlik 'n bietjie kompleks. Jode en Samaritane het eeue van kulturele en godsdienstige verdeeldheid geken. Hulle het eintlik nie van mekaar gehou nie. Hulle het mekaar inteendeel vermy. Samaria was die plek waar godsdiens en vooroordele gebots het. Hulle het met mekaar nie so lekker oor die weg gekom. En tog sê Jesus, gaan ook daarheen. Ek stuur hulle nie net op plekke van gemak nie, maar op plekke van spanning, van pyn, van misverstand. Dis waantoe die evangelie moet gaan. Jou Samaria, is daar die mense of plekke wat jy normaalweg sou vermy, gerieflik halwe sal jy eerder net sê, nee, mense wat nie soos jy lyk nie soos jy praat of glo nie, dis mense van ander kulture, ander agtergronde, of selfs families waar daar gebroke verhoudings is, dis hy mense met wie jy eintlik niks te doen wil hê nie. Jou getuienis het betekenis daar waar jy gewoonlik stil sou bly, dis ook waar jy moet praat, so waar is jou Samaria of jou Samaria, en dan die vierde gedagte, tot die uithoeke van die wêreld, die nog onbereik is. Hier wys Jesus die volle omvang van sy sendingsplan. Hy sê nie net, gaan na die mense wat soos julle is nie. Hy sê, dra hierdie boodskap aan elke volk, elke stam, elke taal, elke nasie. Hierdie frase wys op die universele hart van God, dat niemand uitgesluit is nie. En die wonder, die groot wonderwerk, en jy en ek is deel van daardie uithoeke daarvan, waarvan Jesus gepraat het. Dis vir my die kosbaarheid, dat as die was vir daai mense wat beweeg het nie, na die uithoeke van die aarde toe nie, waar sou ons vandag gewees het? Wat sou ons vandag gehoor het? Ons is die vrug van hulle gehoorsaamheid, en nou is dit ons beurt, daai aflosstokkie is oorgegee aan ons. Nou hierdie geografiese volgorde, is nie net 'n kaart nie, dis 'n sendingsstrategie, geliefde. God werk van naby na ver, van persoonlik na universeel. Hy bou jou getuie wees uit van waar jy is na waar hy jou wil hê. Van waar jy is na waar hy jou wil hê. En ons kan vandag in Suid-Afrika
God aanbid in ons hartstaal, ons moedertaal, omdat daar die eerste groep gelowiges gegaan het na die uithoeke toe van die aarde. Hulle het die Afrikaans gepraat nie, hulle het ander tale gepraat, maar omdat hulle bereid was om die vuur van God op te getel het en daarmee te gehardloop het, en omdat die Heilige Gees hulle bemagtig het om te getuig, kan ek en jy vandag hier in Suid-Afrika die evangelie ken en ons moet hulle eer, maar weet, ons moet nou verder hardloop. Nou geliefdes, as ons by die belofte van krag vir 'n oomblik stil staan, dan moet ons natuurlik vra, het dit gebeur? Was daar krag wat uitgedeel is? Was daar iets wat gebeur het? En as dit gebeur het, hoe het dit gebeur? Dis waar ons nou kan aankom by die boonste vertrek. Jy sien, daai stilte voor die storm, by die oomblik wat alles verander het. Dis hier waar Lukas vir ons skryf in Handelinge 2 vers 1 tot 4 en vir ons die konteks gee van hierdie belofte. Toe die dag van Pinkster aanbreek, was hulle almal bymekaar op een plek. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige rukwind, en dit het hulle hele huis gevul waar hulle gesit het. Daar het tonge verskyn wat soos vuur gelyk het, en almal is met die Heilige Gees vervul. Geliefde, hierdie is nie 'n verhoog nie, geen mikrofoon of 'n klankstelsel, daar's nie noodwendig hierdie strategiese 10-stap plan nie, net mense wat gebly het, wat geglo het, wat saam een was. En dan, soos God altyd doen, kom hy onverwags, maar nie ontydig nie. Jy sien geliefde, Jesus het vir hulle opdrag gegee en gesê, gaan Jerusalem toe en gaan wag daar vir die geskenk wat ek vir julle wil gee. En ons leer in die Bybel dat omtrent 120 mense daar versamel in die bovertrek en hulle het hierdie gawe van die Heilige Gees beleef. Hierdie uitstorting het nie net gebeur omdat hulle gewag het nie, en dis vir my nogal so mooi, maar omdat hulle eengesind gewag het. Nie net saam op een plek nie, maar saam in een hart. As jy nou weer gaan kyk na die skrifgedeelte, sien jy daai eenheidsgesindheid. Dit laat my altyd dink aan Psalm 133 waar Dawid, hy skryf die volgende, hy sê, hoe goed en lieflik is dit as broers in eenheid saamwoon, daar gebied die Here die seën. Geliefde, hierdie Psalm wat dikwels vergelyk word met die teenwoordigheid van die Heilige Gees, as jy veral die res van die Psalm gaan lees, leer ons iets baie kragtigs. God werk nie net met gereed mense nie, hy werk met verenigde mense met een gesindheid. Die Gees val waar die liggaam gesamentlik vra en verwag met dieselfde gesindheid. En ek wens ek sal op 'n ander stadium meer oor dit sê, maar ons moet begryp dat eenheid is die voorgrond, is die grondgebied waar God sy seën die meeste uitgiet. Dis waar hy regtig die meeste en die vinnigste met ons werk. Kom ons, dan let ons taal, van wat ons raak lees hier in Handelinge 2 vers 4, die skrifgedeelte daar sê spesifiek, almal is vervul. Nie net die leiers nie net Petrus en Johannes en die ander disippels nie, nee, almal is vervul. En ek kry so baie mense wat my vra soos, hoorie, maar wie is die mense wat nou daar vervul was? Kyk, as jy moet lees, 120 mense. Daar was 12 disippels en op daai stadium 11. Want Judas het mos nou gegaan. So, wie is die ander 120? Dis ander mense, gewone mense, onbekendes, dienaars, moeders, paas, maas, tieners. Elkeen ontvang die vuur van God. Wat 'n ongelooflike herinnering dat die Heilige Gees nie kies op grond van rang nie, maar op grond van bereidheid. Dis die mense wat daar opgedaag het. Ek moet dit net vinnig sê, maar as ons mooi gaan kyk, Jesus het verskyn na die 40 dae aan 500 mense. Hy het aan 500 mense verskyn, hy het vir hulle gesê, hier is die koninkryks boodskap, wat julle moet oordra en julle moet gaan. Maar die skrif leer vir ons, dat ten spyte van die feit dat daar aan 500 mense daai opdrag gegee het, was daar net 120 mense wat gebly het en gewag het. Maar dan kom die wonderwerk wat alles oopmaak en alles verander. Die vuur bring nie net krag nie, dit bring taal. Want wat gebeur in die volgende verse is besonder. Die mense begin praat, maar nie net in hulle eie moedertaal of eie kulturele taal nie, in tale wat hulle nog nooit geleer het nie. En hierdie tale was nie net klanke of klanke vir emosionele ervaring nie, nee, elke taal was 'n teken, 'n roeping, 'n boodskap. En geliefdes, dit bring ons natuurlik by ons volgende baie belangrike punt. Want wat gebeur wanneer die vuur op die mense val? Wat het gebeur in daai bovertrek? Wat gebeur wanneer God hulle bemagtig met taal, met krag, met eenheid? Geliefde, wat gebeur is die boodskap van God, dit begin loop, dit begin beweeg. Nou, iets buitengewoons het gebeur wanneer die vuur op mense val, nee? Nie net word hulle gevul nie, hulle verander. Hulle transformeer. Nie net praat hulle in ander tale nie, ander mense
begin hoor. Kyk gou wat sê Handelinge 2 vers 4 spesifiek hier so vir ons. Almal is toe met die Heilige Gees vervul, en soos die Gees vir hulle die vermoë gegee het, het hulle in ander tale begin praat. Maar dis vers 11 wat altyd vir my so diep tref, vir my so motiveer. Dit sê, elkeen van ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Geliefde, daai was die reaksie van hierdie mense wat verstommend staan en sê, hoe is dit moontlik dat ons hierdie storie van Jesus hoor in ons eie moedertaal? Nou die eerste wonderwerk van Pinkster was nie net dat hulle verskeie tale gepraat het nie, maar dat mense gehoor het. Perse, Medeërs, Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, dis die omringende area, die Romeine, die Kretense, die Arabiere, nee, al die mense, hulle het God se groot dade gehoor in hulle eie moedertaal. Daar's iets besonders daarin wanneer jy as jy nie dink as jy in 'n winkel instap en iemand wat agter die til staan, iemand wat anders as jou kultuur is, iemand wat anders is soos jy is. Ek het net dit weer beleef hierdie week. My dogtertjies, hulle leer Zulu op skool. Ek kan nie Zulu praat nie. Maar nou stap my dogtertjie, sy's 9 jaar oud en sy sê groet daai dame in Zulu. En onmiddellik net hoe daai persoon verhelder en haar hele gesindheid verander. En hierdie hele gesprek begin tussen hierdie ouer dame en my 9-jarige en is hierdie kosbare oomblik van koneksie. Dis wat gebeur wanneer hemelse tale mense bemagtig het om in ander tale daai kulturele lyne te kan oorskry, Dis wat daar gebeur het, maar hier is die vraag. Hoekom was al die mense, want dit was 'n besonderse vraag om te moet vra, Want daar was 'n klomp mense op daai stadium in Jerusalem. So, hoekom was al hierdie mense op daardie spesifieke dag, op daardie spesifieke tyd in Jerusalem? En ek weet nie noodwendig of julle dink oor die goeders, maar ek dink dis besonders. Die antwoord lê in God se perfekte tydsberekening. Pinksterdag, of die fees van die oes, of Shavuot, was een van die grootste Joodse pelgrimsfeeste. Elke Joodse man moes volgens die wet van Moses opgaan na Jerusalem toe om daai fees te vier, en so het mense van reg oor die hele Romeinse wêreld die stad volgestroom. Nou geskiedkundiges sê dat Jerusalem se normale bevolking om en by 100,000 mense was, min of meer daai tyd. Maar tydens feeste soos hierdie een kon dit opgegaan het tot meer as 500,000 mense. Ek dink prakties redes kan wees dat sekere mense sê, wel, ek gaan na daai fees toe gaan want ek verkoop klere of ek verkoop dit of verkoop daai. Ander mense gaan vir geestelike of godsdienstige redes, maar daar's 'n groot versameling van mense. En wat doen God toe, Hy kies daardie spesifieke dag om sy gees uit te stort. Hy versamel die wêreld op een plek. Honderde duisende mense op een plek, en toe vul hy gewone mense met sy gees, gee hulle 'n bonatuurlike taal en hy laat sy boodskap loop, Wat 'n goddelike setup, Dis soos hemelse tydsberekening. Die wêreld het Jerusalem toe gekom en God het sy vuur gegee sodat die wêreld met sy boodskap sou teruggaan. Dis net 'n besonderse prentjie, God versamel almal, gee vir hulle hierdie kosbare boodskap en daar versprei dit. En jy en ek wat dalk wonder kan sê, maar hoekom is hierdie belangrik? Hoekom is dit belangrik relatief so hamer op hierdie punt? Dink net vir 'n oomblik hieraan. Ek en jy hier in Suid-Afrika in 2025, ons is hier vandag en ons hoor die storie van Jesus omdat iemand gehoorsaam was toe die Gees gesê het, gaan. Ander mense was bereid om te gaan. Ander mense het geluister. Ander mense het tot die uithoeke van die wêreld gaan. Iemand het Jerusalem verlaat. Iemand het beweeg na Judea. Iemand het Samaria betree, Iemand het die uithoeke van die aarde bereik en iemand het die vlam vir jou en vir my gedra. Dit is wat ons moet vier en begryp van die dag van Pinkster. Die vuur van Pinkster was nooit bedoel om vasgevang te word in een era of een volk nie. Dit was bedoel om aan te hou beweeg, om te loop, om oor te dra, om te bly praat in elke taal vir elke mens. Geliefde, ek hoop hierdie maak vir jou sin. Die kerk is aan die beweeg en nou is dit jou en my beurt, Want ons is ook gestuur. Nog nêrens het daai aflosstokkie. God het nooit die aflosstokkie laat val met sy hemelvaart. Toe Jesus opgevaar het hemel toe en hy sê gaan en hy gee daai aflosstokkie aan, het daai disippels en daai gelowiges hulle die aflosstokkie opgetel en hulle bly hardloop. So, wat gebeur nou volgende vir my, Hulle as gelowiges, hulle het nie net ervaar nie, hulle het beweeg. Hulle het daai aflosstokkie gevat en hulle het gehardloop, want elke
ware ontmoeting met die Heilige Gees maak jou en my, dit maak ons nie passief nie, dit maak ons aktief. Die vuur van Pinkster was nie net 'n geestelike troos nie, dit was 'n bekragtiging, dit was 'n sendingsmoment, 'n bonatuurlike voorbereiding vir 'n wêreldwye roeping. Nou ek wil graag net vir 'n oomblik weer, kom ons kyk gou weer na Handelinge 1 vers 8 waar Lukas sê die volgende: maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. Maar kom ons praat gou eerlik oor hierdie woord krag, nê. Krag in die Grieks hier is dunamis, nê, wat ons ook verstaan as dynamo, iets wat iets opwek, nê. Dit beteken vermoë, bekwaamheid, 'n kragtige werking. Baie gelowiges interpreteer dit as 'n teken, of as 'n manier dat men sê tekens en wonders. En ja, die boek van Handelinge, ons sien gereeld hoe daai wonders en tekens gebeur, het bonatuurlike dinge soos mense wat genees word en blindes wat nou sien en net dooies wat opstaan. Ons lees van daai goeters in die boek van Handelinge en daar is altyd wonders en tekens, maar dis nooit die primêre doel van die krag wat hier omskryf word. Die grootste bewys van die krag van God se Gees in en deur jou lewe, dit gaan nie net oor wondertekens nie. Dit gaan eintlik oor 'n bonatuurlike vrymoedigheid om die evangelie van Jesus te verkondig. Paulus sê vir ons in 1 Tessalonisense 1 vers 5, hy sê vir ons die volgende: ons evangelie het nie met woorde na julle toe gekom nie, maar ook met krag, met die Heilige Gees en met volle oortuiging. Die krag het hulle gehelp getuig, dit het hulle dapper gemaak, om hulle te vul met waarheid en sonder skaamte en met absolute oortuiging die storie van Jesus te vertel. Hulle het nie gestotter nie oor wie Jesus is nie, hulle was vol durf. Hulle het nie gevlug van vervolging nie, hulle het gestaan met vuur in hulle harte. Geliefde, ja, God kan en hy doen nog steeds wonders. Ja, tekens mag volg daar waar die evangelie verkondig word, maar die kern van Handelinge 1 vers 8 is nie sensasie nie, dis sending. Dis nie 'n vertoning nie, dis getuienis. Dis nie net vir 'n ervaring of 'n hoendervleis oomblik om te sê, wow. Nee, dis vir die uitbreiding van God se koninkryk. En ek wil glad nie die indruk skep dat ek is teen wonders en tekens nie. Inteendeel, nee, ek glo in dit. Ek het die voorreg al gehad om te sien, as ons vir mense bid, hoe hulle gesond word, self dit al beleef. Maar ek noem hierdie, want ek dink te veel kere gaan plaas ons die onus of die fokus, die erns op die woord krag, en dan wil ek terugstaan en sê, ek het nog nie die krag van God gesien op 'n bonatuurlike manier, soos iemand wat genees word nie, en daarom is ek seker nie 'n getuie nie. Nee, ek en jy is gestuur, ons is 'n kerk aan die beweeg, ons is bekragtig deur die Heilige Gees om met ywer en durf die evangelie te verkondig. Nie net 'n kerk wat wag op 'n volgende ervaring nie, maar 'n kerk wat dra, 'n kerk wat preek, 'n kerk wat liefhet, 'n kerk wat uitreik, want met die krag van die Heilige Gees in ons, is daar niks wat ons kan keer om Jesus se boodskap te dra nie. En dit bring ons by ons volgende en ons laaste gedagte van hierdie boodskap. Die oes is groot en jy en ek is geroep. Ek weet dis Matteus wat sê die oes is groot, maar die arbeiders is min. Geliefde, ek hoop jy begin begryp dat as jy 'n arbeider is in die koninkryk van God, dat hy jou bekragtig het, om sy werk vir hom te kan doen met ywer en met durf. So ons sien die resultaat van die volgelinge wat in gehoorsaamheid bly wag het en die geskenk van die Heilige Gees ontvang het. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Geliefde, daai is Handelinge 2 vers 41 in die 83 vertaling. Die dag van Pinkster het aangebreek. Die donderende geluid, tonge van vuur, 'n bonatuurlike taal, 'n taalwonder. En toe staan Petrus op, dieselfde man wat Jesus 3 keer verloon het, hy staan op, nie uit sy eie krag uit nie, hy kom na daai bo-vertrek uit, saam met die ander gelowiges, hy's bekragtig deur die Heilige Gees, en as jy die res van Handelinge 2 gaan lees, gaan jy sien, hy verkondig die boodskap, die evangelie van Jesus, en hy roep mense tot bekering, en daai dag, daar was mos 'n klomp mense, 3000 siele word op daardie dag gered, en hulle het hulle self laat dood. Dit was nie 'n flitsende vertoning met 'n uitgewerkte produksiespan en goeie bemarking nie, maar deur die geroep, of eintlik, wat ek wil sê is deur 'n groep mense wat gereed was om die boodskap van Jesus te hoor,
gehoorsaam te wees en dit uit te dra. Dis wie gepraat het en dis wat gebeur het. En daai tale wonder het soveel mense kom daai dag tot bekering. Nou, ek het reeds gesê hoekom daar so op daardie dag, nee, so baie mense in Jerusalem was, nee. Ons het mos gesê dit was die Shavuot fees of die fees van weke, nee. Hierdie fees wil vinnig vir jou noem, was 'n jaarlikse fees waar Jode van oral bymekaar gekom het om God te loof vir die eerste graan van die seisoen. Dit was soos 'n fees, 'n graanfees. Dis juis op daardie dag wat mense van reg oor die wêreld in Jerusalem vergader, dat God gekies het. Nee, hy het daai dag gekies om hierdie graanfees te kom vier, en is daai dag waar hy kies om sy gees uit te stort. En God se tydsberekening was absoluut volmaak, presies betyds, op die perfekte oomblik. Maar ek wil graag vir jou iets net vergelyk met hierdie fees, wat my so mooi is. Ek wil vir jou net, kyk gou saam met my, nee. Die oorspronklike oesfees het gegaan oor fisiese koring, maar op Pinkster het God iets nuuts begin, 'n nuwe tipe oes, 'n oes van mense, 'n oes van harte, 'n oes van siele wat gered word. Geliefde, uit gegaan van fisiese kos, wat hulle gevier het, na geestelike kos. En jy, geliefde vriend, jy is geroep om deel te wees van daardie oes. As jy nog nie Jesus ken nie, is dit die voorreg om vandag vir jou te kan sê, dat Jesus Christus, hy uit die dood het opgestaan, hy het opgevaar die hemel toe, hy sit vandag aan die regterkant van God, en dis van daaruit wat hy heers uit die hemel uit, oor alle mense se lewens. En wanneer 'n persoon, as ons die boodskap van Petrus verstaan, wat sê, ek glo in Jesus Christus, wat opgestaan uit die dood uit, en mense kan verlos van hulle sonde las, en hulle weer vereenselwig en versoen met ons hemelse Vader. Dis die boodskap van die evangelie, en jy, geliefde vriend, kan dit vandag hoor en sê, ek wil dit glo, dan is jy deel van daai oes. Nou, die wêreld vandag is nie minder verlore as in Handelinge nie. Nee, die oes is nie kleiner nie. God se gees is nie minder kragtig nie, nee, soos ek reeds vir jou gesê het. Hy wil vir jou en my red, hy wil met ons praat. Wat het hy toegedoen, hè? Wat hy toegedoen het, kan hy weer doen. Wat hy toegebruik het, kan hy weer gebruik, en wie hy toegeroep het, roep hy nog steeds vandag. Geliefde, die hemel is oop, van die hemele tot in my jou hand, nee. Wat gebeur het is, die Here het gegaan en hy het sy aflosstokkie vir daai disippels gegee, en daai disippels het daai aflosstokkie gevat en hulle het verder gehardloop van die hemel na ons hande toe, en dis waarmee ons hardloop, met daai aflosstokkie, en ons is deel van die grootste sending ooit, nee. En as volgelinge, en dit verstom my, dat hy gewone mense gekies het, om sy storie te vertel, om sy storie te vat, om hierdie aflosstokkie wat hy aangegee het, nee, en in ons hande toevertrou, dit is waarmee ons hardloop. Daai stokkie het nog nêrens geval nie. Ja, daar is mense wat die opdrag hoor, soos daai 500 wat die opdrag gehoor het, nee, en nooit aanbeweeg het, en nooit aangegaan het, en gaan luister en gaan wag het, soos die Here gevra het hulle moes doen nie. En ek weet nie wat met hulle gebeur het nie. Dalk het hulle later die vuur van die Gees ontvang, dalk het hulle later beleef wat beloof was, mag geliefde. Die vuur het begin daar in Jerusalem, nee? Hulle het dit ontvang, en vandag, as gevolg van daai mense se gehoorsaamheid, is daai vlam nog steeds beskikbaar, en daai vlam is vandag in ons hande. Ek en jy, ons hoef nie alles te verstaan nie, ons hoef nie alles reg te kry nie, maar jy moet kan antwoord met die volgende deur te sê, Here, as U my roep, sal ek gaan, nee? As U my die krag gee om te getuig, dan sal ek 'n getuie wees. En as U wil hê hierdie vuur moet brand, nee, in my huis, in my werk, in my wêreld, Here, ek sal gebruik word deur U. Geliefde, dit is die belofte van Handelinge 1 vers 8, en dit is hoekom ons vandag Pinksterdag vier. Hierdie is nie net nog 'n preek nie, dis 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging, 'n roep om te beweeg. Ons moet 'n kerk wees wat aan die beweeg is, van die hemel na jou hand, en van jou hand na die wêreld. Dit is ons uitnodiging. Dit is waarna toe ons genooi word. Geliefde, ek hoop dat Pinksterdag vir jou iets anders sal beteken vandag. Hoopelik omdat jy verstaan dat ons moet nie opstaan en uit die fliek uitloop voor die einde nie. Waar ons dink dit het geëindig met Jesus wat uit die dood het opgestaan het. Nee, die storie gaan aan. En die storie is dat hy daardie boodskap van sending vir jou en vir my gegee, en mag ons nie terugdeins en huiwer en angstig wees en dink ons kan nie, ons mag nie, ons weet nie hoe nie. Geliefde, ons word bekragtig deur die Heilige Gees, omdat God dit so bewil
en bewerk. En daarom kan ons vandag vier met Pinksterdag, dat ons is gestuur vir sending. Ons is veronderstel om praters te wees van Jesus se storie. Mag ons mond gevul word met daai taal. Mag ons God ons dalk ook gebruik om bonatuurlik kultuurgrense weer te oorskry. Mag daai wonder gebeur. Maar die groot wonder is dat ons is bekragtig deur die Heilige Gees om Jesus se storie met ywer en met durf oor te vertel. Ek hoop hierdie boodskap inspireer jou. Ek hoop hierdie boodskap motiveer jou. En as jy vandag besef dat die boodskap van Jesus is 'n storie wat jy wil aanneem, deel maak van jou eie lewe, dan vra ek vir jou, kontak vir ons, sê vir ons, ek wil 'n keuse maak vir Jesus, ek het 'n keuse gemaak vir Jesus. Hieronder sê dit, ja vir Jesus @beleef.org.za. Dis maar net 'n manier hoe jy met ons in kontak kan kom en ons julle kan bystaan en ondersteun met julle keuse vir Jesus Christus, want dit is die beste keuse wat jy vir jou en jou hele gesin kan maak, as dat jy keuse maak vir Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie dat U daai tyd met hemelvaart en in daai volgende 10 dae wat die gelowiges gewag het in afwagting en opgewondenheid vir 'n geskenk wat gaan kom. Hulle was nie seker wat hulle gaan kry nie, maar toe word die Heilige Gees bonatuurlik uitgestort en met ywer bars hulle uit daai vertrek uit en 3000 mense kom op een dag tot bekering. En uit daai 3000 mense maak hulle keuse om gedoop te word. Hulle vereenselwig hulle self in hulle harte en publiek met die storie van Jesus Christus, en daar versprei die evangelie na Jerusalem, Judea, Samaria, die uithoeke van die wêreld. Dit versprei en vandag het ons die voorreg om U te kan ken, U te kan hoor in ons eie taal. Maar Here, mag ons nie die aflosstokkie laat val nie. Mag ons met ywer ons hand uitsteek en 'n aflosstokkie ontvang en met ywer hardloop en met ywer druk en met ywer vorentoe gaan met die storie van Jesus Christus. Dit is hoekom U kies mense om deur mense te praat. Here, dit verstom ons, maar ek vra Here, gee vir ons die ywer en die lus en die durf om die storie van Jesus verder te vat. Vader, ons hoef nie spesiaal te wees nie, ons hoef nie iets ekstra te wees nie, ons moet net bereid wees om die storie te vat en die storie oor te vertel. Daarom vra ek vandag, Here, mag ons lamknie en ons slapgewrigte, mag dit weer sterk raak, mag ons reguit maak, en mag ons opstaan met 'n ywer soos daai eerste gelowiges wat hel deur gegaan het om die storie van Jesus te vat. Here, mag ons soos daai eerste gelowiges nie terugdeins nie, maar in hierdie wêreld wat U nog steeds nodig het, U regtig nodig het, mag ons met ywer dit vat na ander mense. Ons loof U en ons eer U en ons dankie dat ons geroep is tot sending. Ons loof U, ons sê dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. As hierdie boodskap iets vir jou beteken, jy is nog saam met ons hierso, vra ek vir jou, deel dit met iemand anderste. Maak met ons kontak. Laat weet vir ons wat dit vir jou beteken om vandag te weet dat jy is bekragtig deur die Heilige Gees om sy storie beter te vertel. Gaan in vrede. Totsiens.